Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Halleluja, halleluja. Kom ons sit manne. Kan ek so bietjie, net so klein bietjie sagter. Net so klein bietjie sagter. Laat hy net lekker normaal deurkom. Ek wil nie die manne se ore seermaak. Môre manne. Môre. Is lekker om julle te sien. Dit is lekker om hier te wees. En ek kom met groot verwagting. Dankie aan die worship. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Alles tot die glorie van Jesus Christus. Alles tot sy glorie. En dis 'n mannekonferensie. Kan julle gou daar my slide opgooi, Dylan? Gaan ons om hier van hier af werk of van voor af, van jou af? Right. Maar nou nie daar, kyk na my nie, hulle het 'n AI foto van my gesien, ek lyk asof ek 'n leertas is. Daai krokodil leertasse wat jy gekry het, wat so die blokkies in het, maar ek moet nogal sê, ek lyk nogal goed met 'n getande vel, maar hoe sou jy gelyk het met so 'n blanke vel soos ek? Ek is 'n pinkvolstreis manne. So, maar is lekker om hier by julle te wees. En JC, julle manne baie dankie vir die uitnodiging. Ons het 'n kort tydjie waarmee ons gaan saamkuier. En ek dink ek wil nie. Hierdie gaan oor jou. Ek het vir jou gekom. Ek het gery, ek los my vroukie in die Kaap en ek travel hierdie land, want God het my geroep en gesê, gaan praat met my seuns, gaan praat met my manne. En die 2 Desember hierdie jaar is dit 20 jaar wat ek op die pad is. Alle glorie aan die Here. 20 jaar. 20 jaar. Dis 20 jaar wat ek vir niks sal verruil nie. My storie is vir sy glorie. En ek, as julle net gou vir my daai, kan ek hom hier verander of gaan julle hom daar verander? Ek, hoe werk hy? As hy, gaan hy terug, om net so 'n bietjie oefen, net gou graag terug na die begin toe. Daar is hy. Ek het, iemand het my lewe hierdie jaar verander, en sy naam is om Johan van Renen, en sy seun se naam is Jan van Renen. En hulle gaan deur hierdie land, en hulle het 'n kursus met die naam Relentless Love. En vandag wil ek met julle gesels oor die grootste krag wat ek in hierdie Suid-Afrika in 20 jaar gesien het. En dit is liefde ook. Dit is liefde. Ek is hier en die gemeente is hier. Maar dit gaan alles oor liefde. Maak nie saak waarheen toe jy gaan en wat jy doen nie, dit gaan oor liefde. En kom ons kry lekker eenheid. Kom ons vat hande. Kom, ons vat hande en ons kry eenheid. Kom ons vat hande my seun. Ek gaan oom vandag vir jou 'n bietjie help, hoor jy? Ek is bly jy is hier so. Okay? Ek is bly die jong manne is hier so. Jonas, dit maak my opgewonde. Vader, ons kom na u toe en ons buig voor u heilige troon, Vader. Here, dankie vir lewe. Dankie vir u liefde en genade wat ons gedra het tot op hierdie punt. En Here, u het ons hier gebring om ons verder te vat. You brought us here
to take us forward. Father, let the meditation of my heart and the words of my mouth be acceptable unto thee. In Jesus' name, amen. Amen. Okay manne, ons het eenheid. Ek wil die woord a relentless love vandag aan julle verduidelik. Dis 'n Engelse woord en ek is Afrikaans. Ek het my zambak hier, so as ek begin af Engels praat, dan begin bloei my bek. Jy weet. So ek in Engels is nie maatjies nie, my airtime raak gou op. So die Engelse manne have condolences. But I love you. Verstaan jy? We don't speak the language of Afrikaans, of Xhosa of Zulu. Ons praat die taal van die Gees van God. En die taal van die Gees van God gaan oor elke grens. Taal, kleur, dit gaan oor daai grens. Want God is buite dit. En hy kom met sy taal, sy geestelike taal binne-in. En vandag vra ek vir die Here om in my stem daai taal te sit wat net jou hart kan verstaan. Ek gee nie om hoe jy hier gekom het, wie het jou gebring, of wat se rede hoekom jy hier is nie. Maar God het met jou 'n afspraak vandag. Soos wat God met my 'n afspraak het. En God se relentless love, en ek wil hê julle moet gou hierdie prentjie sien van die see. Wanneer laas was julle by die see gewees? En julle moenie na by die see gaan nie, julle gaan roes. Die manne van hier, julle roes daar by die see. Julle moet 'n bottel 20 liter Q20 saamvat, sê toe. Anders gaan julle roes. Jy hoor daai valies wat daar onder stap, hulle gaan so. Hulle skaniere, alles is geroes. Hulle is 2 weke by die see, bloedrooi gebrand, verstaan jy? Maar hy donker brille op. Een oog kyk die girl, en die ander oog hou sy vrou dop waar sy is. Sien jy manne, chameleon. Een oog draai hierdie kant toe, ander oog draai daai kant toe. Ek sien hulle onder by die see. Jy weet, partykeer wil ek die manne verbystap en sê ek, jy, hou jou oë op jou vrou. Dan pluk die vrou daai sonbrille af. Nee. As jy by die see is, daai branders wat slaan teen daai rotse. Daai branders slaan daai rotse. Jy kan doen wat jy wil, daai branders kom. Hulle kom partykeer sag, hulle kom partykeer hard. Partykeer is dit laagwater, partykeer is dit hoogwater. Maar vir eeue slaan daai water daai rotse. En daai water sal nooit ophou slaan aan daai rotse nie, al doen jy wat. Hoor jy? Maak nie saak wat jy doen nie. Daai branders wil daai rotse breek. Hulle wil daai rotse weer deel maak van die see. Die see, die oseaan wil die land gaan haal en sê, kom na my toe, kom na my toe, kom na my toe. Elke dag, elke minuut, elke sekonde. Relentless. Dit hou nie op nie. En dit is die liefde van God. En ek wil 'n statement daar maak. Jy kan dalk opgegee het op jouself, maar God sal nooit opgee op jou nie. Hoor jy? He will never give up on you. Jy kan miskien van God vergeet het, maar hy het nie van jou vergeet nie. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, hy sal by jou wees. Relentless. Jy is daai klip, jy is daai rots. God sê, ek sal nie opgee op jou nie. I will come for you. I will hunt you down. I will hunt you down. And I will shoot you with my love. Ek sê, jy skiet met my liefde. Ek travel hierdie land vir 20 jaar. En daar's niks wat manne nader bring soos die liefde van ons Vader nie. En jy is vandag hier. En ek wil vir jou sê, he's never gonna give up on you.
Vir die ouens wat my nie ken nie, ek is Johnny Lou. Ek is gebore in 1972 in 'n klein dorpie in Kalvinia in die Noord-Kaap. My pa is oorlede toe ek so 4 jaar oud was en ek en my mamma het in 'n klein dorpie gaan bly. My ma was 'n weduwvrou en die mense het baie geskinder. Hulle was jaloers op my ma want sy was so 'n mooi vrou, jy weet. En ek was 'n rooi koppie, hulle het my 'n koperketeltjie genoem. My oom het my altyd 'n klap gegee. Dan sê my ma, hoekom klap jy die kind? Dan sê hy, of hy's op pad van strand af, of hy kom van strand af. Ek moet hom sommer net slaan terwyl ek hom sien, want ek was een van daai manne. Rooi kop, snotneusie, stinkaasempie, verstaan jy? Kalfvoet, pinkangsie, hoor julle. En mamma kon nie huishou met die seentjie nie, en toe stuur sy hom koshuis toe. En daar in die koshuis soek jy maar maatjies, en jy soek hom in te pas, soos ons almal. En daar was 'n paar Afrikaner seuns wat so 'n bietjie ander gedagtes gehad het. En toe kom steel hulle my onskuld by my. En die Namakwaland in daai jare was hard. Die manne het hard gedrink, hard gepraat, hard die deur toegemaak, hard die hond geskop, hard met die vrou. Hulle was hard. En hulle seuns was hard. En daar in die koshuis is by 'n 6-jarige oue seun die lewe gekom gryp. En iewes skielik is jy in 'n groot mens wêreld. Jy dink soos 'n groot mens. Seks en lust raak deel van jou. Jy word voorgestel aan sigarette. En dit het my vriende begin raak, hierdie omgewing. Jy sien as jy 'n jong seun vat en jy sit hom lank genoeg in 'n omgewing, dan raak hy daai omgewing. OK? As ek 'n jong seun van Carlton wil vat en ek gaan sit vir hom in Afghanistan neer vir 15 jaar. As hy terugkom, praat hy soos 'n moslim, maak hy soos 'n moslim, hy eet soos 'n moslim, hy aanbid soos 'n moslim. Want hy raak daai omstandighede. Presies dieselfde met 'n Afrikaanse seun wat in 1975 tot 1985 in 'n koshuis gesit is oom. Selfde. En ek het groot geword met 'n rebellie binne in my. Ek was kwaad. Ek was kwaad omdat my pa dood was. Hy was nie daar om my te beskerm nie. Ek was kwaad omdat my ma begin drink het. Ek was kwaad omdat ek nie na verjaarsdagpartytjies toe genooi is nie, want ek was die stout rooi kop seentjie. Ek het van al die goeters wat ek verloor het, mis ek my mind, my holle, my hare, die meeste. En so, dis 'n bitter tyd. As jy terugdink, die smaak wat ek daarvan kry, is moeilik. En so, as ons vandag praat van verwerping, en ons praat van alleen wees, en ons praat van probeer om aanvaarding te kry, as man, jy kan my niks vertel nie. En teen die tyd wat ek 9 of 10 jaar oud was, toe kom ek agter dat my vuiste praat harder as my mond. En toe het ek die manne begin afslaan van my af. Toe word daar 'n rassistiese rebel gebore. Ek het gerebelleer teen alles. Goed gedoen op skool, baie goeie atleet gewees, wonderlike in die Namakwaland groot geword met die blomme. Maar daar diep lê daar 'n wond. Diep lê daar 'n wond. En sommige ouens word lekker groot. Hulle het gemaklik groot geword. Maar nie elke man lê daar 'n wond. Hy lê daar. En dit vat so klein stukkie dingetjie om hom oop te krap. En jy dink jy's alright, jy gaan in hoërskool in, jy speel rugby en dan raak jy hierdie identiteit. Jy vat jou identiteit, jou sport raak jou identiteit en wat jy gaan word, jou polisieman. Ek was 'n polisieman. In 1991 is ek polisie college toe. Ek weet hoe dit voel manne om in te stap in 'n plek en jou ma's dronk. En sy sê vir my, ek kan nie vir jou universiteit toe stuur nie. Ja, right.
Ek rebelleer so dat ek die maandag terug gaan skool toe en sy my uitmaak met my meisie, want sy gaan Stellenbosch toe en ek gaan Police College toe. Wat is die kans dat sy gaan vir my verlang op Stellenbosch? Ek het die geld nie. Arm. En jy stoot R50 op 'n polisiebus op pad Pretoria toe, in die Police College in, word opgelei 6 maande in die college, 6 weke, boskursus, kom uit weer, né? En daar gaan jy in die polisie mag in. Hier sit jy met 'n jong seun, wat nie heeltemal geshape is nie. Hier sit jy met 'n jong seun wat nie karakter het nie. Hy weet nie wat karakters is nie. Die waardes wat hy gedink het, hy het geleer, het hy al klaar vergeet in die tyd wat hy 16 jaar oud was. Want ek weet, soos ek, het jy 'n covenant met jou mond gemaak. Ek wil nie soos hulle wees nie. Ek wil hier uitkom. Ek gaan iets anders met my lewe doen. En toe begin volg jy die gevaarlikste ding op aarde, en dis jouself. Toe loop ek weg van God, gebod, kerk, werk, ek loop van alles af weg. Ek doen wat ek wil doen. Daar sit die kraks van elke man. Die wêreld sê vir jou, volg jou hart. Die wêreld sê vir jou, dis oop, it's free game, maak wat jy wil. In ons dorp, hulle bly saam, hulle seks saam, hulle drink saam. En niemand beweeg nie. Niemand loop in en sê, seuns, dogters, weet julle wat julle doen? Weet julle wat julle doen? Niemand het die guts gehad om na 'n jong Johnny Lou, 130 kilogram, rugbykaptein, onluste polisman met 'n camo uniform te stap en te sê, jong man, weet jy, Jesus is lief vir jou. Niemand het die guts gehad nie. Ek het gemaak wat ek wou. Ek het die wêreld gevolg in die polisie, het ek in eenhede gewerk waar ek undercover gegaan het. Ek is voorgestel in dwelms, jy vang die ouens, jy gebruik die goeters, jy het 'n gil, die gil gee dit vir jou, jy begin dit gebruik, jy drink hard, en dan begin speel jy met die goetertjies. En daar het ek begin verdwaald raak. Speel die game, 2 maskers, dra maskers. Ons dra maskers. Ons as manne dra maskers. Julle kyk my so. Jy daai masker as jou ma daar kom, en as jy 'n masker as jou skoonma daar kom. Jy het 'n begin van die maand en 'n einde van die maand. Jy het 'n gelukkige gevreet en dan het jy 'n vreeslike hartseer gevreet. Is ek reg? Jy sit daai masker op as jy iets wil vir jou vrou vra. Daai hondjie, daai honger rondoë. Dan moet sy vir jou sê, wat is fout, liefie? Jy wag net vir daai oomblik. Daai maskers, ons dra maskers, almal vir ons. Daai harde masker. Daai een wat jou hart skeur binne in jou, maar jou gesig lyk soos 'n rots. En uiteindelik is ek hierdie dubbel lewe gelei, en ek is uit die polisie uit, ek het begin geld maak, gewerk vir maatskappye, baie suksesvol geraak, en saam met hierdie geld is dit seks, guns en rock and roll. Bouncer deur die nag, ran 3 besighede. Geld is my God oom. Geld. Geld. As ek geld het, sal alles alright wees. Toe het ek die geld. En weet jy waar? Toe kom ek agter, maar alles is nie alright nie. Jy sien, as 'n vacuum binne in elke man. As 'n vacuum. Daar's 'n vacuum wat nie 'n vrou, nie geld, nie jou kerk, niks sal dit volmaak nie. Daai vacuum is daar gesit met 'n purpose. Hy vacuum, daai vraag binne in jou, daai soeke, hy's daar.
En iets het gebeur wat my totale manwees gebreek het. Ek het 'n vrou se hart gebreek, waarvoor ek gelieg het, wat ek bedrieg het. En toe kom sy agter wie ek regtig is. En iemand sit die lig aan in 'n baie donker plek. En toe die lig aangaan, toe sit ek soos 'n kakkerlak, jy weet jy probeer wegkruip. Jy skaam, jy's guilty. Jy weet? Wie het al so gevoel? Skaam, guilty. Ek het vrese oom. En wat gebeur is die onslot van die vyand raak verskriklik. Julle ken daai stem wat vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Julle ken daai stem wat vir jou sê niemand is lief vir jou nie. Julle ken daai stem wat sê jy sal dit nie maak nie. Julle ken daai stem wat sê dis te kort, dis te lank, dis te hoog, dis te laag. Julle ken daai stem wat sê julle ken daai stem. Daai stem wil jou nie met 'n baseballbat op jou knie slaan nie, broers. Daai stem wil jou uithaal. Hy wil vir jou uithaal. Dis daai stem wat vir jou sê nog enetjie en klim in die kar en vat jou vriende en dan ry jy 200 km/h. Daai stem. Ken julle daai stem? Hoor julle? Die stem van die wêreld, die stem van Satan, hy roep harder. Daai stemmetjie stil binne in jou wat sê orde. Hy raak al hoe stiller want die stem van die wêreld raak al hoe harder. Ek ken hom. En toe gebeur daar iets. In die hitte van hierdie teleurstelling in my dwelmverslawing het ek geld geskuiwe, oom. Ons noem dit maar mooi, jy weet, geskuif. Ek het 'n bietjie geld geskuif. Dit was eintlik my geld, maar ek moes dit nie gevat het nie, jy weet. Ek het so 'n bietjie geskuif om hierdie dobbelhol in hierdie goeders van my te dra. En in hierdie skuif toe val daar nog 'n muur plat. So jy weet, dit is soos 'n kaarthuisie. As jy een ding tuimel alles en jy probeer alles bymekaar hou. Hier's manne wat vandag hierso sit wat is 'n kaarthuisie. Jy hou hom met een vierhoekie stokkie wat geknak is bymekaar. En jy dink vandag gaan nie, ek het vir jou nuus. God gaan vandag daai kaarthuisie laat tuimel sodat hy vir jou 'n huis op die rots kan bou. Want hy huis moet tuimel. Daai ding, daai idee wat jy het, moet val. Hy moet kraak. Jy sien, as jy wil olyfolie hê, my broer, moet jy die olywe crush. As jy wil druiwe hê, moet jy die druiwe crush. As jy wil glas hê, moet jy daai sand fyn maal en hy moet gesmelt word. En dan kom die ware produk uit. Partykeer moet 'n man sy gat sien voordat hy God sien. Verstaan julle vir my? Kan ek dit duideliker in Afrikaans sê? O Johnny, dis 'n kerk. Hoor jy? Die woord gat bestaan in die Bybel. Goliat was van gat. En hy het sy gat gesien by Dawid. Is Bybels. Is Bybels, moet my nie oordeel. Moenie oordeel hier. Moenie my sit oor. Wees nuuskierig. Wees nuuskierig. Hoor julle? Dit staan in die Bybel. O Johnny, dit is onskriftuurlik. Nee, dit is skriftuurlik. En toe gooi 'n vrou dit in my gesig en sy sê, ek was so teleurgesteld in jou en ek haat jou so, dat ek die babietjie wat ek van jou gedra het geaborteer het. En toe kom die hartseer. Dit was 'n tweeling. Dit was 'n tweeling. En hy teleurstelling en hy seer dryf my na 'n plek toe waar ek nie meer wil lewe nie. En die stem wat praat en sê jou gemors. En ek ry laatmiddag, het 'n klomp dwelms gebruik en gedrink en gery en ek ry daar in na Melkbos toe. Daar op 'n kant, 'n lang dag. Ek het probeer, 'n hele paar keer probeer oom. Hoor jy?
maar kon nie daarby uitkom nie. Ek het nie genoeg katsie. En uiteindelik, na 'n lang dag, gaan stop ek haar teen die see, en ek op 'n oop parking lot alleen, jy weet, alleen, ek gaan dit nou klaarmaak. Daai stem sê, maak klaar, maak klaar, maak klaar. Jy is nie moeite werd. Jou gemors. Niemand sal jou ooit weer glo nie. Die bloed van die kinders is op jou hande. Die vingers wys na my. En ek wil dit nie meer hoor nie. Ek soek nie meer hierdie verslawing in my nie. Ek soek nie meer die gesig in die As jy in die spieël kyk en jy haat daai man. En ek 6:30, die son is besig om teen die see te sak, vat ek 'n wapen en ek druk hom teen my kop en ek sê dis nou tyd. Johnny, moet nie so praat hierdie kinders. Ek wil gou vir julle sê, ek weet van 6 jaar ouwe kinders wat hulle self ophang, omdat die lewe vir hulle te veel geraak het. Oom sal reguit met jou praat, hoor jy? Want jou toekoms is vir my belangrik, my seun, hoor jy? Oom sal reguit skiet met hierdie jong manne, want die duiwel is uit om jou dood te maak. Hy's besig om van jou te steel, en hy's besig om vir jou te lieg, want hy weet, as jy uitvind wie jy is, as jy gaan uitvind wie jy is, het hy moeilikheid. Hy het moeilikheid. Wat is hierdie jong Namakolandse seentjie? Wat gaan met hom gebeur? Wat kan goed van hom kom? Dit het hulle van Jesus ook gesê. Wat goed kan uit Nasaret uitkom? Wat goed kan uit Nasaret uitkom? En toe daai son die see tref, toe vat ek daai wapen en ek druk hom teen my kop. En ek onthou daai loop was yskoud. En ek het nog so 'n paar slukke goed gevat, net om nam. Jy drink omdat jy wil nam raak. Ek verstaan het. You want to numb the sensation. Hierdie gevoel, jy wil hom nam. En ek onthou, op my laaste oomblik, toe my vinger op die sneller kom, toe is daar so 'n donkerte. Dit is soos 'n swart kat, wat in 'n donker vertrek sit, en die ligte is af, en alles is swart geverf. Dit raak donker. Donker, daar was 'n gap in my gedagtes. En die volgende oomblik hoor ek, hier stop 'n kar op 'n oop parking lot reg langs my. En ek laat sakkie gaan. Op die oop parking lot kom stop 'n ou reg langs my. 20:07, en hy klim uit, en hy is op sy selfoon, en hy lyk sommer suksesvol. Jy weet mens daai ouens wat suksesvol lyk. Verstaan jy? Jy ryk sy aftershave op 5 meter. Hy's netjies aangetrek, hy ry in 'n lekker kar, hierso sit ek met 'n halwe bottel brandewyn en 'n paar lyne kokain, en ek is deurmekaar, ek is bitter, ek is seer, ek is verwerp, ek sit met hierdie, hy staan op, hy praat op die telefoon. En die volgende oomblik kyk hy, en hy fluit, en daar's 'n hond op die strand, en die hond sien hom, en die hond draai om, en daar's 'n klein dogtertjie, en die dogtertjie draai om, en toe sy haar pa sien, toe sien jy haar hero uit haar kom haal. En toe sy haar pappa sien, toe hardloop sy hardloop, en sy val, en hy hardloop na haar toe, en hy tel haar op, en man, my hart breek in my bakkie, want ek besef vir die eerste keer in my lewe, dis waarna ek gesoek het. Ek sal alles verruil, om my klein dogtertjie te wees vir 5 minute, net om my arms van 'n pappa om my te hê, iemand wat vir my sê, moenie worry nie, ek is hier, ek is hier. Iemand wat sê, hey, los uit my seun. Kyk op papa se oë. Ek is hier. Soos jy hier so sit, maak nie saak hoe groot jy is, hoe oud jy is, jou hart verlang daarna. Jou hart verlang daarna, maar hoekom druk ek my broer so? Want dit is my lekker. Dit is my lekker. En ek skree uit vir God, ek sê, waar is jy? Help my!
lig weer die kant, aan die bitter, die seer. En toe ek kan lig, toe sit asof ek met myself praat, maar is 'n gloed van liefde, wat net sê, kom na my toe, kom. Ek maak my oë toe en ek sê, Here, help my. En die Here vat my gedagtes terug na CSV kamp toe, waar dominee staan. Ek sien hoe staan ek by die Bideovallei en 'n dominee sê, Jesus sê, jy moet na hom toe kom. Matteus 11. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee, vir hierdie ou deurmekaar gemoed van jou. Kom na my toe, en ek sal vir jou purpose gee. Kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Jy sien, Johnny Lou was nooit in 'n plek van sagmoedigheid nie. Ek was in 'n plek van trots. Ek was in 'n plek van nait en haat en rasisme. Ek het geraak wat Suid-Afrika wou gehaat het, ek moes raak. Ek het geraak. Maar God se relentless love het nooit opgegee nie. Ek sit daar met daai gun teen my kop en ek sien in 'n oogwink hoe die Here my geagtervolg het, hoe die Here altyd daar was. Daai aand toe my ma in 'n motorongeluk was, dronk. Die Here wys vir my hoe hy daar was en sy was nie dood nie. Hy was daar. Hy was daar. Hy was daar. Hy was daar. Hy was nog altyd daar. Maar ek was te blind om hom te sien. Hy het my nooit gelos nie. En hy stem, kom na my toe. Kom na my toe. En ek hoor die woorde wat in my binneste speel. Vader. En ek sien die kruis van Jesus. Ek sê, Here. Here. Ek is jammer. Ek is jammer, papa. Ek is jammer. Ek is jammer. En ek onthou die stilte, die vrede, die rus, die verskielik. Net daar. Jy sê, waar daag God op? God daag in die onmoontlikste tye op. God daag op wanneer 'n man op sy knie is. God daag op wanneer jy aan die einde van jouself gekom het en hy kan begin wees. God daag op wanneer jou planne gestop het en sy plan vir jou lewe kan begin. God daag op wanneer 'n man sê, ek is jammer. God daag op wanneer iemand homself verneder. God daag op as die ego sterf. God daag op wanneer jy nie aan die ander kant gaan kyk, want nie waar jy gewoonlik kyk nie. God daag op wanneer 'n man nee sê. God daag op wanneer jy die glas wegskuif en vir jou vriend sê, ek drink nie meer nie. God daag op wanneer jy instap in die kerk en jy sê, hallo Jesus, dis Johnny. Hallo Jesus, dis Johnny. En hy sê, hoekom skree jy so op my, ek is hier by jou. Hoekom skree jy so, ek is hier by jou. O, Here. En daai bakkie, het daar wonderwerk gebeur. Jy sien, die woord van God was altyd naby my. Dit was in my hart en op my lippe. Maar ek het hom verloon, oom. Hoor jy? Ek het hom verloon. Hy het godsdiens geraak. Hy het 'n vraagteken vir my geraak, 'n vraagteken. Maar in daai bakkie was dit net ek en hy. Ewe skielik was ek nugter, my vriend. Ewe skielik het die drankie meer in my mond lekker gesmaak. Ewe skielik was daar hoop in my. Ewe skielik was daar hoop. Miskien kan Jesus hierdie ding omdraai, die sake teen my, hierdie bloed op my hande, hierdie hartseer binne in my. Miskien kan Jesus dit omdraai. Miskien kan Jesus sê, miskien kan hy 'n wonderwerk werk. En daai hoop
maak my dat ek na my ma toe ry, die wapen gaan teruggee, en ek sit daar, en ek het vir 3 dae geleer slaap op 'n matrassie, en toe ek wakker word, toe sê ek vir my ma, bring ma se Bybel hier. Sy sê, wat? Ek sê, daai groot druk Bybel van ma, en my oë is 'n bietjie deur mekaar. Sy het so 'n groot druk Bybel gehad. Jy weet mens, hy groot druk Bybels, hy is so dik, so 3 woorde op 'n bladsy. Ek lees daai Bybel, en ek begin, en ek blaai. Sy sê, ek kom maar by Matteus 11. Ek weet nie hoekom het ek by Matteus begin nie. Hoekom begin ons altyd by Matteus? Ons begin nie by Johannes nie, ek begin by Matteus. En ek lees daai woorde, kom na my toe, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee, vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart. Weet wat is sagmoedigheid? Sagmoedig is die een wat maklik stuur. Dis wanneer jy sê, Here, sit 'n stang in my bek, en hou my vas soos 'n perd. Here, moet asseblief nie, laat Johnny Lou in die wêreld ingaan nie, maar asseblief, gaan U in my na die wêreld toe. Soggens as ek wakker word, dan sê ek, Here, voordat die wêreld in my kop inkom, asseblief, Here, laat U woord in my kop inkom. Asseblief, Here. Kom stap in my hart in. Kom ruk my hart, sodat as ek daar buitekant kom, dat Johnny Lou nie opdag nie. 2 weke daarna, die gangsters soek my, die MIT soek my, die polisie soek my, almal soek my. 2003. Dan loop ek in 'n klein kerkie soos hierdie. Loop ek in, en ek gaan sit agter. En 'n ou het voorgetuig. En hy het gepraat. En ek het daai stem gehoor, en ek het gesê, Here, hier is ek. En hy het gesê, kom vorentoe, modderbaba. Kom vorentoe. En ek het my hart vir die Here Jesus gegee. Ek het hom bely, en ek het gesê, Here, ek glo dat U die begin en die einde is. Ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo dat God U uit die dood uit opgewek het, volgens die woord van God. Romeine 10 vers 8, 9 en 10. En daai dag het die Here my lewe gered. 3 jaar daarna, toe kan ek ophou getuig van hierdie wonderwerk wat my gered het. Ek het op die strate uitgegaan. Dinge het begin gebeur. Was dit maklik? Nee, dit was nie maklik, manne. Jy gee jou hart vir Jesus, en luister hierso, die maggots sal kom vir jou. Hoor jy? Hulle wil jou terugtrek in die donkerte. Hulle het gekom vir my. Die hofsaak het nie gestop nie. Maar iewers het ek vasgehou in vrede. Die Here Jesus sê een woord toe hy weggaan. Hy sê, vrede laat ek vir julle na. Hoe word 'n man gemeet aan sy vrede? In moeilike omstandighede, die vrede. Waar kry jy daai vrede? By God. In die wêreld is daar nie vrede nie. In Carletonville is daar nie vrede nie. Maar daai vrede lê by God. Hy sê, ek gee dit vir julle. My ma het vir my gesê, die 23ste Maart 2005, toe sê my mamma vir my, my kind, wat se vrede het jy? Toe sê ek, mami, dis die koning van konings. My vader, wat in my gekom woon het. En ek vat daai grootdruk Bybel, onthou julle daai grootdruk Bybel, en ek maak dit vir haar oop, en sy lees die woord, en my ma gee die 23ste Maart 2005, 'n stoere NG dame, gee sy haar hart vir die Here Jesus, en sy word wedergebore. Ek was by toe my mamma in die doopbad gegaan het. Sy het gesê, ek wil alles hê van die Here. Ek was by toe sy op 88 haar laaste asem uitgeblaas het, en ek sien hoe stap sy saam met Jesus weg. Ek het gesien, 50 jaar het die Here my ma gespaar, sodat hy vir my kan kom red, sodat ek die salvation na haar toe kan vat. Manne, God se relentless love, sy liefde,
sal nooit opgee op jou nie. Nooit. Maak nie saak waar jy is nie. Ek wil julle gou iets wys. Jy het hier na toe gekom met 'n paar doppe, jy is soos 'n ui. Soos 'n ui. Kyk gou hier. Trek die baadjie uit. Dan is daar nog 'n laag. Dan maak jy die hemp los. En dan is daar nog 'n laag. As dit in GK1153. Jy sien, as al die doppe, al die goeters wat, as jy jou hart gaan oopmaak, en jy laat toe dat die Here deur hierdie klomp doppe kan kom, wat jy self gemaak het, hoor jy, hierdie goeters wat jy aangetrek het, jy het dit aangetrek, jou keuses, ok? Jy het die definisie van jou gekies, jy het die beeld van jou gekies, en die Here sê, laat ek hierdie doppe kom afval, sodat ek by die storie wat ek op jou hart geskryf het, kan uitkom. Daar binne in jou seun lê daar 'n storie, en daar lê krag, en daar lê liefde. Oom 'n voël, gaan hy voëlfabriek toe, om te leer om te voël. Hy gaan nie, het julle al gesien 'n voël is in voëlskool? Het julle al gesien dat 'n kakkerlak skool toe gaan? Om te leer hoe om te kakkerlak. Het julle al gesien dat 'n vis skool toe gaan om te vis? Dit wat jy is reeds binne in jou gedeponeer. Wat jy moet doen is om jou hart oop te maak. En daai ding is jy met jou wil, volgens die wil van God, shape. Jy moet daai wil, ek wil. Vandag sal jy nie weggaan as dieselfde mensie. Jy sal nie weggaan as dieselfde mensie. En as ek weggaan van Carletonville af, gaan jou hart oop wees en die storie wat Jesus vir jou skryf op jou hart gaan uitkom. Die storie wat hy met jou lewe gaan skryf, gaan uitkom. Wie is jy? Wie is jy? As mense vir jou vra, wie is jy? Wat antwoord jy? Weet jy wie jy is? Ek gaan deur Suid-Afrika en die basiese, weet jy wie jy is, word nie geantwoord nie. Hoe kan 'n man wees as jy nie weet wie hy is nie? As jy nie die labels afgetrek het wat die wêreld op jou gesit het nie. Ek sien ons kinders loop rond, ADHD, BAD, DC, B9, P. Hy sê sommer vir jou, oom, ek kan nie daai ding optel nie, want ek is BDD. My ma het gesê ek moet hierdie pilletjie drink, want ek is BDD. Sê vir hom, twak man, jy's 'n kind van God. Jy moet daai klomp muisneste uit jou kop uitkry, hoor jy my? Jy's nie sielkundig nie. Jy is nie vleeslik nie. Jy is 'n geeskind. Jy's liggaam, siel en gees. Waar is jou siel? Jou siel is jou denke, jou wil, jou vermoëns, jou onderbewussyn. Jou siel is jou keuses. Dis jou emosies. Dis jou siel. Maar dan gaan sien jy 'n sielkundige, dan gee vir jou 'n kop vir jou, 'n pil vir jou toon. Nee, hy gee vir jou 'n kop, hy gee vir jou 'n pil wat jou kop nam. Sodat jy dink jy's minder mal as wat jy is. Maar in die meantime het jy nie 'n pil nodig nie. Jy het die waarheid nodig, my broer, jy het die gospel nodig. Johnny Lou het hande vol pille gesuip en brandewyn, maar ek het die gospel nodig gehad. Ek het die goeie nuus gehad wat my siel kom was. Jesus het nie teruggekom aarde toe om jou liggaam en jou gees te kom red nie. Hy het aarde toe gekom om jou siel te red. Daai spasie, daai bewussyn, daai keuses, daai invloed.
Daai identiteit het hy gekom red. En 'n man kan nie 'n man wees voordat hy nie sy identiteit by sy vader loop haal nie. Anders is jy 'n hoerkind. Verstaan pa wat ek sê? Jy's buite-egtelik. Jy moet teruggaan en jou erfporsie loop klim. Jy moet hom loop klim. Die wêreld lieg vir jou. Die wêreld het vir my gelieg. Liggaam, siel en gees. Wat is die doel hiermee? Ek wil begin met die woord van God, Genesis 1 vers 26. En het sê daarso, Then God said, let us make mankind. Wie's us? God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het gesê, let us make mankind. En hy sê, in whose image? In our image. Nee, maar my seun, jy glo wat die skool vir jou sê. In 15 biljoen jaar terug het die eerste aap 'n mens geword. Die wetenskapboeke lieg vir ons kinders en dan wil ons weet hoekom is ons kinders so dood teenoor God. Hulle lieg vir jou, my seun. Hoor jy? Jy kom hier van 'n aap af. Jy is gemaak na die beeld van 'n pragtige, soewereine God. Jy is nie natuur nie. Jy is bo die natuur. Hy het jou bonatuurlik gemaak. Hy het jou gemaak na sy beeld. Hy sê, let us make mankind in our image, in our likeness. Hy sê, laat hulle ons karakter dra. Laat hulle ons waardes dra. Laat hulle ons stem dra. Laat hulle is soos ons is. Johnny, as ek uit my vader gebore is sy DNA in my. Nee, my seun, jy kan nie vir DNA lieg nie, jy kan nie vir bloed lieg nie. Die manne wat hier rook, as jy nou gaan vir die polis, sê hulle vir jou, jy rook. Jy kan nie lieg nie. Nee, ek is 'n nie-roker. Jy lieg. Ek kan dit sommer in jou oë sien. Ek sien nie Lexington in jou oë. Jy moet ophou rook. Want daar's nog baie werk om te doen. Los hom aan daai sigarette hier. Ek onthou by een van die mighty mense, so staan die ou, hy staan voor en hy staan en hy het sy hart vir die Here gegee. En ek sê vir hom, is jy reg broer? Hy gaan so, ja. En die volgende man, hy sê, wow! Soos Iron Man. Wow! En hy haal hy pakkie Chesterfield so uit, en hy verrommel hom so op, hy sê, met jou is ek klaar. Hy gooi hom, hy sê, Johnny, nou is ek reg. En hy gee sy hart vir die Here. Hoor jy? Is tyd. God het jou geskep na sy beeld en sy gelykenis. Om soos die voortbringing van hom te wees. Hy sê, so that you may have. Hy het al gegee in die begin. God is meer eager om vir jou te gee as wat jy het om te vra. Hoor jy? My boetie, hy's meer eager om vir ons te gee as wat jy is om te vra. En Jakobus sê, julle bid, maar julle bid verkeerd. Julle vra, maar julle glo nie. Manne, wat moet ons hê? Hy sê, fellowship. Die Here wil fellowship met jou hê. Wat is jou doel op hierdie aarde? God sê, ek wil fellowship met jou hê. Ek wil met jou gesels. Ek wil tyd met jou spandeer. Ek ken jou, ek het jou gemaak. Ek weet jou DNA staan op my hande. Die Here sê, ek wil fellowship met jou hê. Ek wil hê jy moet kerk toe gaan nie. Ek wil hê jy moet my kuier. Dis waarvoor God jou gemaak het. Weet jy wie jy is? Ek is God se maatjie. Hy noem my sy vriend, sy kind. Fellowship. Hoe is fellowship? Wanneer ons worship. Wanneer ons bid, dan haal ons asem in die gees. Ons haal asem. Hy sê tweedens, hy sê,
julle sal werk. In Genesis, hy sê, en julle sal die aarde bewoon en bewerk. Jy moet werk. Die Here sê, dis jou doel om te werk. Sê ek is 'n werker. Sê ek is 'n werker. Die Bybel sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Hou op verskonings maak en werk. Was die skottelgoed, was die wasgoed. Werk. Jy is nie jou werk nie. Jou werk is net die tool om te wees wat God wil hê jy moet wees. Hy sê, ek wil hê jy moet werk. Cultivate a seed and make a garden. Dis wat God vir Adam gesê het. Werk. Ek wil fellowship met jou hê. God het elke dag tuin toe gekom. Hy sê, Adam, ja Here, hierso sê ek. Hy sê, Adam, wat het jy vandag gedoen? Hy sê, Here, ek het hier klomp bokke name gegee. Hy sê, nou wat noem jy daai een? Hy sê, nee Here, ek noem hom kudu. Hy sê, oor die bos springe gaan dit so, kudu. En die Here sê, hy sê in Genesis 1 vers 26, weet jy wie hy is? Hy sê, he made mankind male and female. Male and female, mankind. En hy gee dit vir hulle. Hy wil fellowship met hulle hê. Hy wil hê hulle moet werk. Hy moet hierdie erfporsie met hulle bewerk. Hulle moet hom mooier maak. Die tweede ding, hy wil hê julle moet multiply en fruitful wees. Hy wil ons aan sukses voorstel. Want in God se hart is sukses vir jou. Multiply. Werk. Saai. Maai. Hy sê, want ek wil hê, jy moet dominion hê. Hy sê, I want you to have dominion. Wat is dominion? Dit is, hy maak jou 'n koning, priester en profeet. Dis wie jy is. Jy's gemaak om 'n koning, priester en profeet te wees. Man, ek preek nou so lekker, ek koop sommer die type self. Hy wil jou dominion gee. Johnny, het ek dominion? Ja, jy het dominion. Oor wat? Die demons. Jy het dominion oor hierdie aarde. Jy het dominion. Jy's 'n kingdom ruler. Hy sê dit in sy woord. Jy moet koning, priester en profeet van jou huis wees. Hoekom val Suid-Afrika uit mekaar uit? Omdat manne nie hulle dominion opvat nie. Dit het 'n emosionele rollercoaster geraak. Verstaan pa? Jy's nie 'n emosionele wese nie. Ek wil jou terugvat om vir jou te sê wie jy is. Jy's nie 'n emosionele wese nie. Asseblief stap weg van jou emosionaliteit af. Dis omdat jy emosioneel is, dat ons manne en ons gemeenskappe sit waar hulle sit. Emosies. Emosies is soos 'n brander. Hy gooi jou rond, maar hy stuur jou nêrens heen nie. Vandag wil God 'n halt roep aan jou emosies. Hy sê, ek wil een wees met julle. Ek wil 'n atmosfeer van eenheid skep. Ek wil een wees met jou. God se begeerte is om een te wees met jou. Weet jy wie jy is? Hy maak hulle male en female. Genesis 1 vers 26. En hy gee vir hulle, that you may have, wat? Fellowship with me, dominion, sukses. Al hierdie goeders, hy gee dit vir ons. Dit is sy hart as vader. En toe gaan dit mooi. In 'n Bybelboek daarna, toe maak God eers die eerste mens. Genesis 2. Genesis 2. En nadat God al dit gemaak het. Dis in die Bybel, pa. Hy sê daarna, nadat hy mankind gemaak het, male en female, in wat het hy hulle gemaak? Hy het hulle in hulle volledige geestelike vorm gemaak. Met al hulle dominion en al hulle krag. En toe hy hierdie aarde klaar gemaak het en hy's reg, toe sê hy, toe vorm hy die man, die eerste man uit die modder uit. Wie kom as jy so hard? Jy's van minerale gemaak. Jy het klippe in jou.
God het die eerste koek gebak en hy was hard en hy was vol sand. Dis ek en jy. Hoor jy? Hoekom skuur broers die mekaar omdat jy van sand gemaak is? Jy het klippe, minerale en goeters in jou. En toe sê hulle, en God het in sy neus die asem van lewe gesit. En wat het hy geword? 'n lewende siel. Ai. Jy het is ek reg, JC? Hy sê, en God breathed the breath of life into his nostrils and he became a living soul. Op daai oomblik toe sit God sy kognitiwiteit aan. As 'n babietjie het sy ma uitkom, hulle gee hom so 'n tikkie. Wat doen hy die eerste ding? Nou, hy leef vir 9 maande. Koliek 12 maande. Hy bly huil. Want sy kognitiwiteit is aangestel. Weet wat is jou kognitiwiteit? Dis jou bewussyn. Jy raak bewus van pyn, koud, swaar, hart. Ek is honger, ek soek titie. Daai babietjie is 2 minute oud. Dan gaan hy so. Dan kry hy 'n nippel. Wie het in hom gesit? God! Wie die kakkerlak geleer om te kakkerlak? God! Dis binne in hom. Daai sielekrag lê binne in jou. En dis wat God sê, weet jy wie jy is, my broer? Weet jy as man wie jy is? God het lewe in jou ingeblaas en jou 'n vermoë gegee, 'n kognitiewe bewusheid wat geen ander ding op die aarde het nie. Nie in die heelal nie. Hulle soek al vir biljoene kilometers, hulle kry nie ander lewe nie. Want wie kom op hierdie stofkorreltjie in die heelal, is daar 'n stofkorreltjie. En jou naam staan op Jesus se bloed. Amen. Jou naam staan op Jesus se bloed. En wat is hierdie liggaam? Dis jou lisensie om hier te wees. God het net jou ma en jou pa gebruik om jou hier te hê. Hoor jy? Sorry vir hulle. En al was jy 'n fout, jy's in God se lewe bestem. Ja, maar Johnny, ek was jy eintlik beplan. Jy is beplan. As jy nie beplan was jy nie hier gewees nie. Hoor jy? Hierdie liggaam, hou op jou liggaam boender. Hou op jou liggaam slaan. Hou op jou liggaam vergiftig. Want dit is jou lisensie wat God jou gegee het om hier te wees. Gees, siel en liggaam raak een. Wat is die gees? Die gees is die oorspronklike bloudruk van God. En dis wat ek wil vandag vir jou kom sê, my boetie. Luister goeie vir my. As ek vandag kan deurbreek, net om vir jou te sê, ek is 'n pragtige gees van God, wat lewe in 'n liggaam met 'n gees. Dis wie jy is. Jy's geestelik en na gees sal jy teruggaan. Stof, die aarde na die aarde, die stof na die stof, die grond na die grond. Maar die gees binne in jou sal teruggaan na God toe. Wat het Jesus gesê toe hy sterf? Ek gee my, word net gewakker. Ek gee my gees in die hande oor. Hy het nie gesê, Here, vat my siel nie. Hy het gesê, ek gee my gees, die oorspronklike gee ek oor in u hande. Oom, jy's 'n pragtige gees, wat lewe in 'n liggaam, met 'n siel. Weet jy wie jy is? Om Johnny, niemand het my nog ooit gesê, ek is geestelik. Jy's geestelik. Jy's gebore geestelik. En weet wat is die vacuum? Die vervulling met daai gees, my seun. Hoor jy? Die vacuum, daai holkol binne in jou, is daai vervulling waarvoor God wag. Dat jy na hom toe kom en sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Jy's 'n man. Wat's 'n man? 'n Man is 'n gewer. Jy gee. Sê ek gee. Ons gaan vanaand daaroor praat. Ons gaan vanaand werk met jou karakter. Die karakter wat God by my kom slyp het. En ek werk ook nog daaraan. Hoor jy? Julle jong manne, om Jonas trots op julle. Want ek weet Suid-Afrika is in 'n beter plek omdat julle hier is. Want nou vandag kan jy nie sê ek weet nie wie ek is nie. Wie is jy? Sê ek is 'n gees. Sê ek is 'n gees. Wat woon in 'n liggaam met 'n siel. Geskape deur God
vir sy glorie. Hy het jou gemaak om fellowship met hom te hê. Hy het jou gemaak vir sukses. Hy het jou gemaak om te roel. Verstaan jy my broer? Dis nie ek, dis die woord. Dis die woord van God. Die man is 'n gewer. Jy is gemaak om te gee. Wat gee jy? Jy gee liefde, jy gee respek. Jy gee die atmosfeer. Jy gee. Jy bly jou hele lang 'n lewe gee. Die man is die dienaar. Wat? Jy's 'n dienaar. Jy dien God, jy dien jou vrou, jy dien jou kinders, jy dien jou gemeenskap. Jy's 'n dienaar. As jy vandag hier uitstap as 'n man en jy gaan nie dien nie, gaan jy gat sien. Jy moet gaan dien. Jy moet gaan dien. God wil hê jy moet dien. Jy moet humble, my seun. Jy moet dien. Dis waar manne dien, waar hulle so werk raak. Hoor jy? Ek het gedien vir 6 maande in 'n maatskappy. Toe roep 'n moslim baas my in. Johnny, will you come and see me, please? 'n Christen wat in 'n moslim, luister die man, Paulus het gesê, go into Rome, do as the Romans do, but teach them the gospel. Infiltreer. Hy sê, Johnny, I don't understand this. You've been working here for 6 months, but we don't pay you. Ek sê, yes, sir. I say, I don't understand. How does this shop work? I say, from sir, God is my provider. My Father is my provider. And I just want to say, sir, thank you for letting me serve your people. Want as Christene, Moslems, Hindoes wat werk in my maatskappy. En ek werk met hulle. I say, Johnny, can you please leave the room? Ek loop by die kantoor uit, ek kom terug, ek kom sit, hy sê, as management we have decided we want you another 6 months. We will pay you for 6 months and we will give you 6 months ahead. Het jy al backpay vir 6 maande gekry en 6 maande vooruit betaal? Het jy dit al gekry? My broer, ek het dit gekry. Wie kom? Want ek het daai moslim laat eet aan diensbaarheid. Ek het hom laat eet aan iets wat nie geld is nie. Ek het hom aan laat eet aan iets wat suiwer liefde is. Hulle betaal my 6 maande vooruit en hy sê, sir, do what you do it here. Why? Wat is wat ek doen? Ek doen Jesus. Ek doen Jesus. God wil Jesus met jou doen. Ek wil vandag vir jou nuus gee. As 'n man soek jou vrou jou nie. Nie daai seksie paar oë van jou en die hare wat jy nog het nie. Ek wil net gou vir julle sê, net terwyl ons mans hier by mekaar is, want ons is mans. Okay? Die Here het sommige ouens mooi koppe gegee, die ander ouens het hy met hare gedek. Net so 'n vuishoukie inkry. Sien jy? Broer, ek en jy moet eintlik vir hulle lag. Wie is so hulle gelyk het sonder hare? Hæ? Jy's 'n man. Jy is sy kind. Jesus het hom Abba genoem, Daddy. Sê Daddy. Sê Papa. Sê gou Papa. Het jy al ooit gehoor dat 'n kind in jou huis instap? My broer, wat is jou naam? Andre. As jy, het jy kinders? Hoeveel kinders? 3. Dogters, seuns? Daai man, great, ek kan sommer sien, verstaan jy? Hy's 'n great dienaar. Dankie dat jy 'n goeie dienaar groot gemaak het. Kyk gou so. Het jou kinders al ooit so in die huis ingestap? O Vader van Ringstraat nommer 15. Genade vir ons. Het hulle ooit so ingestap? Hoe stap jou seun na jou toe? Hy sê, Papa. Papa?
En hy het die vrymoedigheid om in sy pappa se teenwoordigheid in te stap. Hoekom het jy nie die vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te stap en vir hom pappa te noem nie? Omdat die wêreld vir jou gesê het, dis nie hoe dit werk nie. Godsdienst het jou weggehou, dat jy daai fellowship en daai verhouding met jou Vader kan hê. Asseblief, kom huis toe. Kom huis toe. Hy sê, ek wil hê, jy moet weet, dat jy's my kind, en jy kan my daddy noem. Daddy. My ou groot vriend, wat oorlede is, Julius Megan. Hy het 'n liedjie gehad, Daddy. Daddy. Jy huil. Onthou jy die man wat daar in die water gesit het? Hy het net gesê, Daddy. 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 In hierdie land, in this country, I see people change just because they say the name Daddy to their Heavenly Father. Just that. It's not a mathematical sum. It's not science. If you can do it, then why did Jesus die? You're a man after his own heart, after his desire. He calls us his glory. Net soos jy daar sit, sê hy, net soos jy daar is, my seun, met al jou foute, is jy my glorie. Die hemel en die aarde het hy geskape, maar hy noem ons, vir my en vir jou, die kroon van my skepping. Come on, boys! Come on! Dis die kroon van sy skepping. Hy roep het uit, hy skree dit in die hemele. Hy sê, laat die aarde en alles op die aarde, alles, weet, dat jy is sy helper. Wat, Johnny? Hy sê, jy is my helper. Hy sê, jy moet tot inkeer kom, my broer. Jy moet sterk raak en dan moet jy gaan help om jou broers in te bring. Hoor julle? Jy sit hier vir 'n rede. Jy sit hier om wakker gemaak te word, sodat jy kan verstaan wie jy is. God noem jou sy helper. Jesus sê, julle is my bruid, en die bruid is gemaak as sy helper. Hoor jy? Toe Adam alleen was, toe sien die Here hy is alleen, toe sê hy, ai, fooi tog, hy is alleen. Hy sê, slaap. Die Rastas glo dat hy moes ganja gerook het om te gaan slaap. Nee? Toe gaan slaap hy, toe vat hy 'n ribbebeentjie, sag hier onder die hart. Weet julle, dis die enigste been wat kan teruggroei. Nee oom. Hy haal daai ribbebeen uit en hy vorm vir Eva. Sy was die tweede koek. Sy was natter. Sy het 'n cherry opgehad. Sy het room aan die boude gehad. Hoor julle, verstaan julle? You know what I mean? Hy het 'n mooi koekie gebak. En toe Adam wakker word, toe sê hy, Adam, kyk. En toe hy kyk, toe kan hy op hom kyk nie. Toe agtervolg hy. Onthou julle, hy daar toe jy nog agter jou vrou aangeloop het. Het voel of jou hart weggeskeer is as hy nie by jou is nie. So het Adam gevoel. Dis die eros liefde wat God vir ons gegee het. God het dit binne in jou geplaas. Daai romantiese liefde het hy binne in jou geplaas. Dis die vacuum wat jy soek. Jy soek die agape liefde, die vaderlike, onvoorwaardelike liefde. Jy soek die stargo liefde, jy soek daai moederlike liefde. God sê, kom kry dit by my. Wat is sy naam? Elohim, the many-breasted God. Wag. God kan vir jou moederliefde ook gee. Jy het nie 'n ma gehad, jy is verwerp deur jou ma. Ek wil gou vir jou sê, gaan na jou hemelse Vader toe en hy sal hy wond regmaak. Hoor jy my broer? Hoor jy my? Jy is verwerp deur jou pa. God sê, kom na my toe. Ek sal vir jou agape. Ek sal jou daai onvoorwaardelike liefde gee, wat jou die man gemaak wat jy moet wees. Ek gaan jou die philos liefde gee, die vriende, die vriendskap liefde. Daai wat jy bravade raak. Speel rugby. Yes, my chop. Daai is philos liefde. En dan die eros liefde.
daai romantiese liefde, daai wat jy voel, dit het God geskep. Dink julle dis deur die duiwel geskep? Dis deur God geskep, maar die duiwel het dit kom verkrag. Hoor julle? Hy sê, julle is my plan. Johannes 17, gaan lees die hele Johannes 17 waar Jesus bid na die Vader toe. En dan hoor julle wat sy woorde is. Hy sê, Vader, laat hulle en ek en ons een wees, sodat hulle kan wees waar ek is. Here, bewaar hulle. Here, dra hulle. Here, ek gee hulle die glorie wat U aan my gegee het. Wat? Dan kom sê manne, niemand kan God se glorie deel nie, maar ek het dit nie gevat nie, hy het dit vir my gegee. Hoor jy? Jesus sê, Vader in die hemel, ek is reg, Boeta. Hy sê, Vader in die hemel, aan U het my gegee al die glorie, in alles, maar nou gee ek dit aan hulle. Jy is 'n gloriedraer, my seun. Weet jy wie hy is? Ek raai Courageous baie sleg, ek het hom vinnig gespel, hy is sleg gespel, maar daai is my poging tot Courageous. Bietjie dialectics, maar julle verstaan wat ek bedoel. Strong and courageous. Joshua 1 vers 5-9, hy sê, wees sterk en dapper. Hy het ons sterk en dapper gemaak. Ek wil hê vandag dat God jou kom aanraak, dat jy kan sterk en dapper raak, vir jou familie, vir jou gemeenskap. Evil thrive, because good man does nothing. Hulle staan nie op nie. 'n Moslim skree die Here se naam in 'n vliegtuig, ek sta op, ek sê, "Hey!" En die hele vliegtuig raak stil. Ek sê vir hom, "Hey, Bobby. Do you hear me say Muhammad this and all of that? Don't use the name of my father in vain." Hy sê, "Sorry." Ek sê, "No, say sorry to Jesus." Hy sê, "Sorry, Jesus." Ek drop jou uit die vliegtuig uit. Kill them all, let God sort them out. Hoor jy? Hy weet nie wat hy noem, omdat hy Jesus se naam noem nie. Hy sê, hy wat sy naam uiteindelik gebruik, roep 'n vloek oor homself. Ek is eintlik lief vir hom, om te sê, broer, ek wil nie jy met 'n vloek op jouself sit, hoor. Moenie daai naam gebruik nie, daai naam is die naam bo alle name. Jy's die naamdraer. Wat is ek? Ek is strong and courageous. Dis wat hy ons noem. Gee daai ding hierso. Ons maak amper klaar, man. Hoekom hou jy die dinge by jou? Dink jy kan 'n basgitaar speel, jy kan my goeters vashou. Wat is die enemy, man? Ons moet weet, wat is die vyand? Die vyand van al ons manne. Nou dat jy weet wie jy is, weet jy wie jy is? Verstaan jy 'n bietjie beter? Miskien het jy dit al lankal geweet, maar ek het net so 'n bietjie die stof kom afvee, dat jy weer jou oë kan blink. As jou oë nie kan blink na vandag, jy laat my vir my jou bietjie Windolin en Coke gooi, dan gaan jou oogies blink. Die enemy. Wat is die enemy van ons? Nommer 1, vrees, fear. Johnny, ek is bevrees. In die naam van Jesus, jy is nie. Vrees. Ons monde is ons vrees. Ons vrees 'n klomp goeters. Hoor julle? Dis ons almal se enemy. As ons nie saam opstaan teen vrees nie, dan gaan hy vir ons een vir een uithaal. Nommer 2, shame. Jy sit hier met skaamte. Daai enemy wil jou nie donker hou. Hy sê, bely julle sondes aan mekaar. Vergewe mekaar. Wat, Johnny? Bely julle sondes aan mekaar, sodat julle liggame kan gesond raak. Bely jou sondes, sodat jy kan ontslaa raak van 'n addiction. Bely jou sondes, sodat jy kan wegstap van 'n stronghold af, wat jou hele lewe oorheers. Wat fuel jou? As jy 'n kar is, fuel petrol jou, maar hy gee gas af. Daai gas is toksies. Wat fuel jou? As die wêreld jou fuel, dan gee jy 'n toksiese gas af.
As haat en greed jou fuel, nee oom, dan gee jy toksiese gas af. Dis waar seuns hulle pa's haat. Ek het 'n jong seun gehad wat vir my gesê het, oom, ek wens my pa vrek. Dis wat hy gesê het. I wish my father dies. Because I want to waste his money. I said, why my son? He says, because he loves money more than he loves me. God wil sy orde kom trek. Hy wil sy dissipline terugplaas in sy seuns. Dissipline. Guilt, oordeel. Jy loop rond met guilt. Jy voel sleg, jy het 'n kind wat iewers is en jy betaal die papgeld vir hy kind. Jy het iewers iemand seer gemaak, maar jy hardloop weg daarvan. Jy kan die telefoon optel en sê ek is jammer. Guilt is jou vyand, hy hou jou terug. Anger, dis ons almal se cum laude. Ek het toe honneurs in anger. Honneurs, meestersgraad. Ek het daai keppie met die tosseltjie by anger. Ek het met die vuiste reggemaak, pa. Tot die Here gesê het, gee daai vuiste vir my, van nou af sal jy hulle net seën. Jy sal hulle net seën. Hy sê, lê die hande op die sieke, maar hy het nie gesê hoe hard nie. Ek is lief vir jou, hoor jy? Sê jy, vryf hom so, pa. Ek wens daar was iemand wat my so kom vryf het in my gesig en vir my klap gegee het. Verstaan jy ou dit? Om net vir my te sê, wat maak jy? Pride. Manne, dis die ding wat ons vyand is. En die skyfie sal ons vir julle almal uitstuur. So jy hoef nie aantekeninge te maak. Ek sien almal van julle son julle gewere oorlog toe gekom. Ek wil hê jy moet die goed onthou. Die laaste ding wat ons vyand is the blame game. Adam, waar is jy? Nee, Here, ons kruip weg want ons is naak. Wie het vir jou gesê jy is naak? Wie het vir jou gesê jy is kaal? Nee, Eva. Sien julle, daar begin die blame game. Jy blame almal, maar jy vat die verantwoordelikheid daarvoor self nie. 'n Man vat verantwoordelikheid. Ek stap in en sê, Here, ek vat verantwoordelikheid. Ek stap in en ek sê vir my vrou, my liefling, ek is jammer, ek vat verantwoordelikheid vir daai ding. Ek sal hom regmaak en help my, ek sal dit regmaak. Here, vergewe my. Ek vat verantwoordelik. Wat as Adam gesê het, Here, jy het daai vrou vir my gegee, ek moes na haar gekyk het, ek moes koning, priester en profeet oor haar gewees het, ek vat verantwoordelikheid. Dink jy God sou van sy plan afgesien het? Ja, want die mens moet verantwoordelikheid vat. Hy het ons gemaak om verantwoordelikheid te dra. Dra verantwoordelikheid vir die mense. Dra verantwoordelikheid vir jou gemeenskap. Dra verantwoordelikheid vir jou kop, jou denke. Vat verantwoordelikheid. Dis ons as manne se plig om verantwoordelikheid te vat. Dis wanneer ek sê, die seuns van hierdie land is my verantwoordelikheid, my God. Gee hulle harte in my hand. Gee hulle harte, Here. Laat ek kan praat met die jeug. Dat ek hulle kan ruk uit daai plek uit. Laat 'n jong man kan sê, ek is klaar. Ek loop uit vir Jesus. Ek sê ja vir Jesus. Ek was 'n fool lank vir die wêreld, maar nou is ek 'n fool vir Jesus. Hoor julle? Ek is mal oor Jesus en hy is mal oor my. Ek gee nie om wat mense van my dink nie. Die blame game. Toe hy vir Eva blame toe, wat doen Eva? Dit was nie ek nie, dit was die slang. Sien julle daai storie? En weet wat doen die slang? Die slang gaan so. As ek Wella, kapella. Hy gaan mal, want hy het gewen. Die blame game. Hou op
'n victim wees, hou op blame. Staan op, vat verantwoordelikheid, move forward. God sal jou die krag gee. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende: I did not give you a spirit of fear. Did God say there, I gave you a soul of fear? He said, no, I didn't give you the original, the spirit of fear, but I gave you a spirit of love. En vanaand gaan ons daarmee praat. Ons gaan praat vanaand oor die karakter van 'n man. Vanaand gaan ons lekker kuier, vanmiddag, nie vanaand nie. Vanmiddag, toe maar ek sê nie weghou van die rugby af nie. En as jy die rugby gaan mis, dan ten minste wen jy die ewigheid. Halleluja. Hy sê, I give you a spirit of power, of love and of self-control. Power. Power. Sê power. Sê power. Nie so. Sê power. Dankie. Nou raak ons een stem. Power. Krag. God sê my krag is in jou gesit. My krag om wat te doen? Om my berg te klim. Om te oorkom. Om vir die duiwel te sê, nee. Hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Weerstaan hom net. Moenie met hom beklei nie. Sê net vir hom, sek. Sê net vir hom, nee. Dis al wat jy moet doen. Weet jy hoeveel krag is aan jou? What power God has placed upon those he loves. Power. En dan die laaste ding, self-control. Self-control. Daar word 'n man gemeet. Johnny, nog 'n enetjie. O Johnny, 'n whiskiekie vir jou. Hoekom noem hulle dit altyd kiekie? 'n Bierkiekie, 'n brandewynkie, 'n likeerkiekie. Nee, dankie. Ek is bekeerd. Ek is klaar. Johnny, drink jy nou niks meer nie? Nee. Dis soos die ouens wat saam in die Dominee golf gespeel het. Toe vloek hulle verskriklik. Toe kom hulle agter, maar hier's 'n Dominee saam met hulle. Toe voel hulle nou vreeslik skuldig. Toe sê hulle, Dominee, nou vloek jy dan nie as jy so 'n slegte ou slaan nie. Toe sê hy, nee broer, ek vloek nie, maar daar waar ek spoeg, daar vrek ek gras. Jy weet, jy moet daai bitterheid uit jou uitkry, hoor jy my? Jy moet daai bitterheid uit jou mond uitkry. Jy dra gees van krag, liefde en selfbeheersing. Dis wat God sê, dis wie jy is. For I did not give you a spirit. I did not gave, ontvang, jy het dit. Jy het dit. Nee maar, Johnny, ek het dit nog nie. Die Here sê, ek het my gees oor hele aarde uitgestem. Jy het hom nog net nie gevra om in jou te kom woon nie. Soek en jy sal. Klop en vir jou sal. Vra en jy sal. Vir wat? Nie vir die Lamborghini nie, asseblief. Jy kan nie eers 'n assuransie bekostig hê. Soos hy ou in Brakpan wat die lotto gewen het, 37 miljoen. Toe sit hy vir sy 30S Ferrari Max op. Weet wat sy 30S? Dis 'n Cortina. Met Michelin bande. Manne, na God se hart. Weet jy wie hy is? Weet jy wie hy is? Soek die Heilige Gees. Klop by die deure waar hy vir jou sê jy moet klop. Vra vir hom. Vra. Hy sê, whatever julle vra in my naam sal julle ontvang. Vra. Volgende enetjie. Die promise. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Hy het hom gegee in ruil vir jou. You were paid. Jy's geransom. Jy behoort. Daar's 'n promise op jou lewe. Ek is 18 jaar getroud en ons maak klaar. 18 jaar getroud.
van hierdie manne wat hier so sit, as ek vir hulle vra, wanneer het jy verloof geraak en wanneer het jy getrou, gaan hy so, dan sien ek jou vrou staan ek so by die huis, Die 30ste Augustus, 2008, 20 minute oor 4, het ek ja gesê, en my vrou het ja gesê. Ek het hierdie ring ingesit, ek het 2 ringe. Die eerste ring is die ring van my vrou. Dis die belofte. Dit beteken, I'm bought property. Paid for. Stay away. My vrou sê vir my een keer, jy moet vir die perd sê, sy moet in haar band bly. Hierdie merrie gaat verbyt. Wie het ek gevoel? Ek voel soos 'n hings. My vrou het nooit jaloers geraak nie, net een keer, sy sê vir my, jy moet vir die perd sê, sy moet in haar band bly, ek gaan vir haar byt. En oppas vir haar. En 2 manne daarna, toe ek bly my vrou het my gewaarsku, want toe moet ek oppas. Verstaan julle? Jy moet oppas. Die woord sê regverdige man, hardloop van hierdie goeters af. Hardloop. 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 Totdat jy sterk genoeg is om te sê, in Jesus naam, bly weg. Moenie aan my vat nie. I'm a married man. Ek sit in 'n vliegtuig, kom sit 'n vrou langs my, ek weet sy is 'n prostituut, want ek ken prostituute. Ek weet hoe hulle ruik, ek weet hoe hulle praat. Sy kom sit langs my, sy ruik na vodka, en sy stink na cheap parfuum. En sy sit haar hand op my arm, en ek sê vir, excuse me lady, this is God's property, and I'm a married man, please don't touch me. I'm sorry. Ek sê, no, you are not sorry. I don't want to sit next to you. Ek sê, maar dan moet jy skuiwe. Ek sê, jy moet skuiwe. Maar as jy hier gaan sit, gaan ek met jou praat oor die Here Jesus. Toe trek haar 2 oor na mekaar toe, soos 'n geweerinspekteur. Sy kyk deur 'n loop met al 2 oë. Het jy al gesien hoe hard op 'n demon? Sy staan so op. I don't have time for you. Gaan sit sy, toe sien ek haar begin sy met 'n ander man. Hy chat lekker met haar. Moenie met my kom chat, ek is 'n kind van God. Verstaan jy vir my? As jy wil by my kom sit, ek gaan met jou praat oor Jesus. Jy moet op 'n drink. Hoor jy my? Hy goed gaan jou doodmaak. Weet jy hoe lief is die Here vir jou? Eendag in so 'n kerk het ek gedien, in gepreek. Kom loop 'n vrou agter in JC. Kom sit sy. En sy sit huil. En toe sy klaar is, kom loop sy vorentoe en ek kan sien. En sy kom staan by my, sy sê, please don't touch me for I am dirty. Sy sê, I'm a prostitute. And I heard your voice while I was walking past the church. And I heard something. And I came in. Thank you. Thank you. I said, can I pray for you? Yes. Toe sy klaar is, toe maak sy haar handsak oop en sy haal so 'n stuk geld uit en sy gooi dit in die kollekte. O nee, moenie die geld vat nie, dis vuil. Ag man, kykie, asseblief. Die geld neem die karakter aan in die hand van wie dit is. Mammon neem die gees aan in jou wat dit is. As jy 'n gees van greed het, dan raak mammon greedy. Maar as jy 'n gees van regverdigheid, raak daai geld heilig. Hoor julle my? In Johannes 4 sê, God sê, waar daar liefde is, God is liefde, en waar sy liefde is, vanaand gaan ons daaroor kuier. Hoe lyk liefde? Hoe praat liefde? Hoe stap liefde? En Johnny, liefde kan nie stap nie. Wow. Liefde is blind, kan nie sien nie, is oor. Liefde. Waar daar liefde is, daar is God. Maak oop jou hart, weet jy wie jy is? Maak oop.
2 Korintiërs 5 vers 17 sê, jy is 'n nuwe skepping in Christus. Die ou is verby, die nuwe het gekom. God sê, julle raak nuut as julle in my inkom. Julle raak wedergebore as julle in my inkom. Ek hernie jou. Hy plak jou nie by mekaar nie. Hy mould jou soos 'n pottebakker in 'n nuwe wessel in. Die ou Johnny Lou is dood, hy lê iewers in 'n gutter in Vrotwoon. Hierdie is 'n skepping van God. Weet jy wie hy is? Ek maak klaar. Sien julle daai blomme is in Namakoland, ek het dit afgeneem myself. Daai woestyn is krikdroog. Maar wanneer hy reën val op hy aarde, dan sprei die mooiste blomme daar uit. Hoor jy? Is tyd dat jy toelaat dat God se reën jou lewe kom was. Is tyd dat ons wakker word. That we wake up. It's time that we stand up and be counted for. It's time that we realize that the promise of God over us will never let us go. Relentless. Hy kom. En vandag het hy gekom en hy het gesê, my seun, is tyd. Wil jy nie maar huis toe kom nie? Come home. Maak op jou hart. Laat my in. Die woord sê, Openbaring. Waar is Tinus? Gee God die adres? Ek staan en klop. De 3 vers? 7. 17. Moenie Bybel quote as jy nie die adres daarvan het nie. Baie ons sê, ja, die skrif sê. Die skrif sê dit nie. Gee die adres binne in die skrif, want dan vat jy die ou na die straatadres toe, wat die woord vir hom kan lewe gee. Hou op, mense slaam in die Bybel, maar jy weet nie wat die GPS daarvan is nie. Openbaring 3 vers 17 sê, ek klop aan die deur van julle. Julle sal my stem hoor. En julle wie sal oopmaak? Wie sal oopmaak? Gaan hy die deur afskop? Is hy 'n bouncer? Polisman? Nee. Hy sê, julle sal my stem hoor. Wat is daai stem? Liefde, vrede, hoop en ewige plan. Hy sê, julle sal my stem hoor en julle sal die deur oopmaak. Dis nou ons tyd. Ek maak klaar. Ek is sy evangelis. Ek is die draer van goeie nuus. Ek is die draer van dit wat Jesus Christus vir my gegee het. Liefde, genade, vrede, herlewing. Ek roep, want die Bybel sê, julle sal vissers van mense wees. Hierso sit verskillende visse, dis 'n paar babbers. Ek sien hulle hier van vooraf, hier met die babbers sien. Dis 'n paar katvisse. Dis 'n paar sharks hier. Dis 'n paar geelvissies. Maar daai aas wat uitgegooi is, daai aas is om jou in te bring in die koninkryk van God. Jy sit vandag hierso en jy sê vir jouself, wat is die doel dan? Die doel is dat God kan een wees met jou. Sodat sy koninkryk, sy kultuur, en vanaand gaan ons daar opkuier, kultuur, koninkryk, karakter. Kultuur, die kyk. Kultuur, koninkryk, karakter. Wat draai julle? KKK, wat is dit, Johnny? Is soos nou die dag in my t-shirt laat maak, EFF. Rooi, met 'n Afrika op. Die manne as hulle my sien, ek gaan hulle so. Nee man, Johnny man. Nee man, Johnny man. Hy sê ek julle moet nader kom. Kom gou nader. En as hulle nader kom, dan staan onder die EFF, Eternal Freedom Fighter for Jesus Christ. Ek is 'n Eternal Freedom Fighter. Ek het hier na toe gekom vir jou. Weet jy wie jy is?
Weet jy hoe lief God se liefde jou het? Weet jy dat hy relentless, hy sal nie ophou nie, my seun. OK. Hy sal nie ophou nie. En nou katrollik. As dit die dag is, waar jou destination verander, is dit die dag is, waar jy sê, Here, ek is jammer, is dit die dag is, waar jy sê, Here, ek vat my identiteit terug, wat die duiwel by my kom steel het, is dit die dag is, waar die nuutheid jou gaan vind, is dit die dag is, waar die herlewing van God jou gaan vind, is dit die dag is, waar die Vader kan inkom, laat dit die dag wees. 8 Augustus 2026, in 'n ou hervormde kerk, né? Daar het ek 'n besluit gemaak. Daar het ek my wil oorgegee. Daar het ek my siel tot stilstand geroep en my gees oopgemaak en my liggaam gebied tot submission. Dis daar waar ek gekies het. Dis daar. Daar was so 'n dag vir my. Daar was so 'n dag vir duisende op die aarde. En dis waar God se brander jou tref. Wie is daai man? Wie is daai man waarvoor ek gekom het? Wie is daai man, daai een man wat sê, om Jonna, jy het vir my gekom. Het ek vir jou gekom? Het ek vir jou gekom? Het ek vir jou gekom, my seun? As ek vandag gekom het vir jou, as hierdie mannekonferensie geroep is vir jou, dan is dit tyd. Wil jy nie maar die deur oopmaak, sodat Jesus kan aankom? Ek nooi jou, as jy daai man is, om hier na my toe te kom, sodat ek saam met jou kan bid, en dat die res van jou lewe vandag kan begin. Dat die nuwe toekoms vandag kan begin. Dat die oue kan sterf en die nuwe kan opstaan. Kom. Kom. Dat hulle het wat ore het hoor. Kom. 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 Thank you, my brother. Kom. Kom, man. Moenie laat die duiwel vir jou vashou op jou stoel nie. Kom hier na my toe. Moenie laat die leuen jou nog 'n verskoning gee nie. Moenie laat trotsheid nog 'n dag van jou lewe af weghou nie. Ek is lief vir jou. Kom. Ek sal nie opgee op jou nie. Ek sal nie opgee op jou nie. Ek sal nie opgee op jou nie. Ek het nie opgegee op jou nie. Staan vorentoe, manne, kom. Staan hier in 'n ry, kom. Maak 'n ry, kom. Kom my broers. Come on. Dis is jou tyd. Hier, dis net ons manne. Dis net ons. Dis net ons. Dis net ons. It's only us. This is the time for glory. This is the time for change. This is the time. Dis die tyd. Wat is jou naam, seun? Fernando. Fernandjie. Dis tyd. Okay. Die blame stop vandag, hoor jy? Die verskoning stop vandag. Sien hierdie manne. As ons die werk vir hierdie toekoms het, is ons land in sy piek een.
Kom maar vat. Ja, asseblief. Wat is jou naam? Piet Snyman. Piet Snyman. Ek is trots op jou. Dankie, ja, is tyd. Jy kan hom self stuk indruk. Ja, moet kabel. Sal hom weggooi. Hou uister. Hoor jy? Amen. Weet jy wie hy is? Nou weet jy. Nou weet ons. Now it's time. Hey, my brother. In die woord van God is daar een vers, Romeine 10 vers 8, 9 en 10. En ek sal dit vir julle alles deur, I'll give it to you. En in daai vers staan daar, die woord van God is naby ons, in ons harte en op ons monde. Okay. Whoever declares, believe in his heart, and declares with his mouth, shall be saved. Hy wat glo in sy hart, glo wat? Dat Jesus die Seun van God is. En verklaar met sy mond dat hy die dood uit opgewek het. Daai verklaring is die begin van geloof. Hoor jy? It's a start of faith. What is faith? Faith is to trust God for his plan. To trust him for his love. To trust him om hom te vertrou. Asseblief Boeta, as 'n man wat, Here gee my nog net enetjie. Net enetjie. Wie hoort die voor? Wie hoort die voor? Moet nie so damn moeilik maak vir my nie, man. Sorry. Kom maar stil. Kyk vir my. Man, is 'n heilige oomblik. Ek wil hê julle met julle hande uitstrek. Strek julle hande uit, dis 'n heilige oomblik. Die engele staan stil. Die engele staan stil. Dit staan. Sê hierdie woorde saam met my. Sê Vader, ek kom na U toe. In die naam van Jesus. Vergewe my. Vergewe my vir my sondes. Vir my ego. Vir my vrees. Vir my eie wysheid. Vandag sit ek dit neer. Ek glo dat Jesus die Seun van God is. Die Seun van God is. En dat U hom uit die dood uit opgewek het. Dat hy vir my gesterf het. Sodat ek kan heel wees. Sodat ek 'n kans kan hê. Sodat ek kan opstaan. Vandag ontvang ek 'n nuwe lewe. 'n ewige lewe. Vergifnis van sondes. 'n nuwe lewe. In Jesus se naam. Van vandag af is 'n kind van God. Die kruis is ingeslaan. Die bloed het gevloei. Glorie het opgestaan in my lewe. Dankie Jesus. Dankie Vader. Sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Sê dit weer. Dankie Jesus. Ek aanvaar my geskenk. Ek is reg. Leer my. Lei my. In Jesus naam. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nou draai jy na die ou toe langs jou en dan sê jy vir hom, hallo hemelbaba. Manne, draai na julle broers toe. Draai na julle broers toe. Kyk hulle. Dis waarvoor God gesterf het. Sodat op die 8 Augustus 2026 'n man 'n keuse kan hê en die hemel kan oopgaan, sodat God sê my plan werk nog steeds. Amen. Brothers, hier is mense, moenie weggaan nie. Kuier saam met ons. Ons gaan lekker nog kuier. Vanaand, ons gaan môre kuier. Right? Ek wil julle challenge. Guys, look at me. I want to challenge you. You phone 3 people today. 3 people. Die mense wat die minste vir jou gaan glo. Okay? The people that won't believe you. You will phone them and say, today I've given my heart and my life to the Lord Jesus Christ. I'm a new man. I know who I am. What do you? And then you keep on doing it every day for the rest of your life. Jy wil ontslae raak van hierdie goed. Bly getuig. Absoluut. Bly getuig. As jy lus raak, dan getuig jy. Absoluut. As hy goed jou roep, dan sê jy in die naam van Jesus. As hy vir jou skree, net nog enetjie, dan sê hy vir hom in die naam van Jesus. Dan loop jy na 'n ou toe op die straat en sê jy vir hom, ek het my hart vir die Here gegee. En hy gaan vir jou lag. Maar oor 'n paar dae, dan gaan hy na jou toe kom, want hy soek hy hoop in jou. Hoor jy my sê? Kom ons gee vir hulle lekker hande klap aan. Dankie Here. Kom ons gaan. JC? Ek het so 'n bietjie die tyd gestretch. Vergewe my. Ons gaan lekker saam kuier en ek sien uit na om vanaand saam met julle te kuier. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na daai koninkryk, na die karakter, na daai kyk. Hoor julle? Okay? Ek eer julle. Ek dien julle. Dankie. Dankie. So jy vir ons afsluit. Here, dankie. Dankie vir my boetaai, dankie vir die woord. Here, dankie dat u die naprediker is van hierdie woord. En elke man wat vorentoe gekom het, wat kom commit het en recommit het. Vader, ons sê vir u dankie. Dankie vir hierdie woord. Dankie, 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 dankie. Here, ons loof u naam en ons prys u naam. Dankie vir Johnny. Dankie vir die woord vanaand. Ons eer u naam. Amen. As hy julle lekker, ek hoop julle het geniet. Geef vir die Here 'n hand. Die Here lekker hande klap, manne. Prys die Here. Daar sê, nee, jy het nie oor jou tyd gegaan nie, ons is vandag hier vir die Here, ek meen hierdie dag moes nou uitgekoop. Ons wil nie onder die bome sit en niks doen nie. Jy weet, ander ou sê nou dag van my, nee, maar hy speel pool vandag. So, hy het nou nie gekom nie, ek dink hy het die pool gekies, maar is jou keuse. Ons gaan nou so breek vat, en dan het ek 'n jong man hierso, wat ek in Zimbabwe ontmoet het, wat vir ons 1 uur sy getuienis gaan kom gee. Moet dit nie mis nie, asseblief tog. Hy het ver gekom, ne? Welkom, Potch, Zim, hier. Daar sê, lekker. Asseblief, kom luister. En hoor jy, daar's koffie. Daar's goeie koffie wat ek van Potch afgebring het. Asseblief, ek wil julle net 'n bietjie kultuur gee met dit. Drink hom bietjie. Anderste is daar die koffie.
of Tom Jacobson. En ons maak, ja, breekvloed. En ons het hierso buite potjie kos vir vanaand, en daar's 'n snoepie, daar's biltong, help julle self, kuier bietjie strek bene, gebruik die badkamers, dan sien ons julle 1 uur hierso. Alright, dankie. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. הרוח והקלה אומרים בו, הרוח והקלה אומרים בו. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו, הרוח והקלה אומרים